My naam is Daniel de Tooy en hierdie is my broer Moskou en ons is al vir meer as 12 jaar voltydse musikante. Maar wanneer die musiek stil raak, dan is daar kos. Ons dink regtig dit is ongelooflik belangrik. Op my eerste mondeling in skool het ek gesê my pa is 'n huisvrou, want ek het geglo dis iemand wat baie kos maak. Nou nog is dit iets wat ons gesin bymekaar bring. Ons kos gaan nie net oor die kos van Suid-Afrikaners nie. Dit gaan ook oor die kos van ons gesin, die Tooy familie. Ons as 'n familie het altyd saam kos gemaak vanaf ons practically kon loop, so dis iets baie naby aan ons harte. Dis iets wat afgespeel het als in die Boland, in die Parel. In die blou huisie. Ons is uiteindelik by die huis waar ons groot geword het. Hier het ons tienerjare uitgeleef. Movies gekyk het hierso, ons het geleer om kos te maak, ons het geleer om musiek te maak hierso. Ons bandroom is actually onder in die huis, in die ons staan nou hier bo ons bandroom waar al die arme mense in die gesin moes gehoor het hoe ons oefen dag in en dag uit. Die bure het almal getrek. Wel het eers die polisie gebel, maar dit het nie gehelp nie, ons het nog steeds aangehou. Ja, dis crazy geweest. En as ons klaar is, dan kom ons en dan maak Moskou vir ons kos en ons sit en ons kuier by die stoep. En dit is so lekker om saam met jou hier te wees en om iets van ons geskiedenis te kom beleef. En ek sien uit om vandag saam met jou 'n paar disse hier te maak. Selfde. Ja, so hierdie is my kamer geweest vir 'n groot tydjie voor Warra dit gevat het. Maar ek en jy gedeel ook op 'n tydjie hierso. Ons het gedeel en toe kry ek dit alleen vir 'n tydjie en toe kry Warra dit, Bella daai kamer. Warra het nog 'n hele muur gebou met waar jy kon rock climbing doen, ja. Ja, Warra het 'n rock climbing muur gebou wat al omgegaan het en dit was sy bed daar heel bo teen die kas nogal cool was. En ja, ons het lekker. Ek het op hierdie stoep gesit en koffie gedrink elke oggend en ja, wat 'n voorreg. Ja, good to be back. Van die pan tot in die see, jy het jou hele lewe vir jou man gegee. Nou stap ons onder die karma. Kom môre, sal ons saam opstaan, ek pak die taart, jy pak jou lap. Jy het dit gekry toe jy jong bedom moes trou. Nou stap ons onder die karma. Kom môre, is ons weg, saam hou die pas, hou die mond, hou my hart, hou dit so, ek bly by jou, solang ek staan, onder die karma. So ons pa het van kleins af ons geleer om kos te maak, vanaf ons practically kon loop, jy weet, het hy vir ons geleer, het 'n glas wyn nodig, al kon ons dit nie drink nie. Jy het 'n voorskoot nodig en jy het berei nodig en jy het 'n Franse hemp nodig. En dan kan jy saam kos maak as 'n familie. Ja, en hy's iemand wat nog altyd geglo het in die romanse van dinge. Jy weet, geen toneel word ooit net so gelaat nie. Daar's altyd 'n bietjie plek vir blomme, vir musiek. Vir iets wat lekker ruik, iets wat lekker proe. En ek dink daai toewyding aan om elke oomblik in jou lewe mooier te maak as wat dit nou is iets wat ons pa definieer. En vir ons geleer het en ons gaan dit aanhou toepas. Welkom hier in die Tooyhuis. Dit is my pa en ma se huis en ons gaan vandag iets doen wat vir ons regtig spesiaal is. Gnocchi Napolitana. Hoorie, maar voor ons begin, moet mense, jy kan nie kook sonder wyn nie. Exactly. Dis net nie reg nie. Kyk so, dat ek vir ons skink. Dan gaan jy wyn daar. Ek gaan dieselfde wyn gebruik, maar skou jy vir die kos wil gebruik. So ek dink 'n paar groot verskille wat ons doen wat almal nie altyd doen nie is ons roast die tomaties. So die tomaties word nie net in 'n pot gegooi nie. So glad die blikkies tomaties wanneer jy ons hoe meer moeite hoe beter en hoe langer die kos vat hoe beter ook. Ja, ons werk slow cooking. Ja, slow cooking ja. Dit is een ding wat ons pa vir ons geleer het van die jong ouderdom af. So ja, ek sal maar begin.
Al wat ons gedoen met hierdie tomaties, ons gaan dit net in die helfte sny en char in die oond. Hier is definitief een van ons ma se gunstelinge. En ek dink dis omdat dit ons almal so lank besig gehou het. so al die mans is in die kombuis besig om te kook en kan mamma lekker werk. ja. Maar ons in hierdie kombuis het ons regtig elke aand kos gemaak. Dis nogal Ja, ons doen dit eintlik nou al vir wat? Vir 25 jaar. Ja. Wanneer ons nie uitgeëet het nie, het ons kos gemaak hier met ander woorde ons het nooit takeaways gekoop nie. Dis nie nodig om takeaways of hier, te ons doen het buite gebraai of ons het uitgeëet, een van daai 3. Ons het nou as ek so aardappels skil, die huis wat ek en my vrou gekoop het, die mense het vir ons gebly het die hele tyd goed geplant, maar op 'n baie onsistematiese manier. So elke keer as ek 'n nuwe plantjie plant en so 'n grawe dan kry ek 'n aardappel. maar nie in een deel van my tuin nie, in al die dele van my tuin. Dis soos 'n aardappelplaas. maar jy is besig daarso. Ek wil hier 'n bietjie gras sit ek gaan kry aardappels. Dis bietjie erg. Ons kan ek met die eie begin sny want ek dink dan kan ek dit begin insit. Okay, cool. Hoe wil jy dit gechop hê? Ek jy kan dit my skil en sal ek dit ook chop. Ek's klaar hierso. Okay. So al wat ons gaan doen. Goed, grief. Klein bietjie al wat ons doen net klein bietjie sout, peper, olyfolie en ons gaan hom net mooi char en dan gaan ons hom blend. Ek moet sê gnocchi is natuurlik veral na Japan is nou nie soos iemand sou noem 'n boerekos of Afrikaanse kos nie, maar dit is iets wat ons familie wat met Afrikaans is, weet nou regtig al vir 20 jaar maak. En ja, ons kinders en ons neefies en niggies en almal gaan dit ook doen. So. Maar ek dink Suid-Afrikaanse kos het op 'n manier pasta geïnkorporeer. Jy weet so ek dink alle Suid-Afrikaners eet pasta en pizza. Jy weet dit is elke tweede uit 'n pizza punt op is huis. Soos jy. Wat is die kos wat ons die meeste se geëet het as kinders? Ja, ek dink pasta en veral met ander woorde of dit nou gnocchi is of spaghetti of tagliatelle wat ook al, maar met gewone Napolitaan, soos hierdie 'n tomatiesous of bolognese, jy weet 'n vleissous. Ek en daar net al gepraat oor die bolognese. Ek kan nou jy het dit altyd apart bedien, die Napolitane en die vleissous. O ja, ons het baie saam gemaak. Ja. En ook een van die dinge is wat 25 jaar terug, toe ons in die koshuis gebly het in Imhof by Boeshaai. Toe maak ek die twee souse. Ek het 'n Napolitaan aan die een kant en ek het 'n bolognese aan die ander kant. En toe was ek net vir 'n oomblik uit die kombuis uit en toe kom mamma aan en toe sy my vleissous geproe en toe sy chutney daarin gegooi. Ja. En dis kom mamma nooit weer kos maak nie. Ja, dis 25 jaar later was sy nog nooit weer in die kombuis toegelaat nie. ja. So ek gaan nou net die eie klaar sny en dan gaan pappa dit braai en dan gee ons die aardappels gaan kry daarso. En vir eie gebruik is natuurlik olyfolie. Omdat ek dink ons gebruik olyfolie vir omtrent meeste goed in die huis, behalwe as jy 'n gnocchi braai, dit doen jy in botter. Obviously eie laat mense nog baie huil. Daar's 'n paar triks dat eie nie dat huil nie. Die grootste een vir my is om dink daar's mense wat baie minder bevoordeeld as ons is. En as jy dit dan kan jy besef jy het nie reg om te huil nie. Hey cool. Ek dink die tomaties is reg. Dan dink jy. Ja, dat lyk perfek. Perfect. Daai lyk great, mos kan? Nice. En die eie is reg. Ons het altyd met pa het ek dink nooit terwyl ons hier was digitale musiek geluister nie. Dit was altyd plate. So daar's 'n plate collection hier wat skrik vir niks. So nice ding daarvan is dat dit amper aktiewe music listening is. Want jy kan nie net musiek aansit en vergeet daarvan nie. Jy moet elke 25 minute moet jy of 20 minute die plaat omdraai en dan 'n nuwe plaat gaan kies en so aan. En dis eintlik iets wat mense verloor het van musiek, want ons sit musiek aan en dit is in die agtergrond. Ons was aktiewe musiekluisteraars. Exactly. Wat jy heeltyd dink aan. Ons sit gewyn by. So die eie is nou reg om gedeglaze te word, maar die pan sommer skoon ook. Yes. En flavor. Ek het rooi wyn. Cool. Okay, mos gaan jy daai eers zirts voor jy dit by gooi. Ja, zirts. Dit is ons slang vir blende. Ek dink net 'n ander interessante rede hoekom ons so lekker kos gemaak het in die aande is omdat ons ergens toe daardie Moskou sê net maar 3 of 2 was, wat toe self nie TV gehad nie. Toe het ons so 6 maande TV gehad en toe het ons besluit om nie 'n TV te hê nie. En ek dink ons het die eerste TV weer gekyk na julle uit die huis uit is. Ja, ek dink ook so, ja. Ja, so julle broer en suster het 'n bietjie TV gehad, maar julle het dit glad nie gehad. Nee. Julle is Ons het nie 'n selfoon gehad nie. Ja, wel een keer het julle, maar dit het nie baie lank gehou nie. Nee. Ons het almal een selfoon gedeel. Ek en my ma en Moskou. Ek het 'n selfoon gehad en Dani het my selfoon gevat. Ek was besig om met 'n meisie te chat en ek wou meer met haar chat, maar ons deel almal 'n foon. So toe
Toe sê ek mos ek regtig die foon nou nodig. Toe gee hy dit nooit terug toe. En toe fight ons daar, toe breek my pa die foon. Nooit uitgewerk in my sien. Ek dink sy bly in Dubai. Okay, so ek gaan die tomaties nou net blend tot dit lekker smooth is. Dan gaan ons dit by die eie gooi. Daar lekker uit miskien. Okay, so wat ek nou gedoen het, hierso 'n klein bietjie sout en peper gooi by die blended tomato en dan gaan ons dit nou saam met die eie en wyn gooi. Yes. En dan laat ons hom stadig kook. So die aartappels nou gereed, ons moet net hy moet sag wees. Ons gaan hom nou hier insit en dan gaan ons hom onmiddellik deur die sif vat. Jy moet aartappels warm deur die sif vat, anders dan gaan hy gloei raak. En soos gesê, jy kan dit nie beserts nie. Ja, Want dan kom die gom wat daarin is los. Moet jy nie wil hê nie. exactly. Okay, so julle kan sien ons het 'n verskriklike mooi mash daarso. Okay, al wat ek nou gaan doen hierso, ek gaan 'n bietjie meel bysit, bietjie eier en bietjie sout en peper en dan gaan ons dit in 'n deeg vorm en dan gaan ons dit rol. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan hom sny, dan gaan ek 'n bietjie borsies uitrol en dan gaan ons hom weer sny. Hierdie is nou 'n childhood memory van al 4 kinders, 2 ouers, 2 honde, 8 gitare, 20 vriende en almal wat op elke oppervlak in hierdie kombuis was daar stukkies gnocchi nou, soos afgesny. Op elke ding op die vensterbank hierbo, almal het 'n spasie gesoek vir bietjie gnocchies. En it's crazy hoe baie dit maak, né? Nee? Ons het omtrent 5 aartappels gebruik. En seker baie gnocchi het ons. Ja. Hierdie gaan genoeg wees vir omtrent 20 mense. Ja, hulle praat van die vissies en die brood, maar hulle vergeet baie keer om te praat van die gnocchi. Van die Ja, maar die ding is, hoekom ons so baie kos gemaak het nou met alles wat ons gemaak het, met 4 kinders in die huis en dan 4 of 5 of 10, wat ook al ekstra mense wat ook hier rondhang. As jy pannekoek maak, dan maak jy weet 18 eiers se pannekoek. As jy maak 40 pannekoeke of 50 pannekoeke. En as jy gnocchi maak, maak jy genoeg vir jy weet 10 mense. Jy weet en val as hulle van daai 10 mense kinders is wat baie eet, maak jy dan eintlik genoeg vir 20 mense. Okay, so al die gnocchi is nou klaar gepak. Ons gaan dit nou kook en dan onmiddellik as dit klaar gekook is, gaan ons dit in 'n yswater sit. Want die rede daarvoor is, ons wil die kookproses onmiddellik stop. Anders dan gaan hy gaar word en gaan hy soggy word. amper soos 'n koeksuster. Ja. En mos die kookproses, hy skaar wanneer? So jy sit hom in die water sodra hy begin dryf, dan wag jy so 10 sekondes dan haal jy hom uit en is reg. Wat is die beste gnocchi ervaring van jou lewe dan? Wat is die beste gnocchi wat jy ooit gegee het? Ek dink seker by ons huis, maar miskien nie omdat dit dalk die beste gnocchi was nie, maar omdat dit ons dit self gemaak het. Maak dit, jy weet, dit is die hele punt. Om kos te maak dit lekker. Jy weet, dit is lekker lank voor jy dit proe, is dit al lekker. Ja. Okay, al wat ons nou doen, ons haal die salie net van die dik steeltjies af, want ons gaan die gnocchi braai saam met die salie en die botter. Okay, so al wat ek nou gedoen het met die gnocchi, ons het dit uit die ysbak gehaal en net bietjie gemeng met bietjie olyfolie, net sodat dit nie vas in mekaar sit nie. Nou gaan ons braai in 'n verskriklike warm pan met 'n bietjie botter en 'n bietjie salie en dan is ons gereed om te eet sodra dit klaar gebraai is. Okay, die kos is nou so te sê klaar. Nou is dit net die laaste deel en dit is die ervaring daarvan. Here God, dankie dat jy by mekaar te wees. Dankie vir al die liefde. Amen. Amen. Hey, bon appetit. Dit is nog lekker hoor. Dankie. Presies die regte smaak. Ouma, ons het nou so lekker geëet, maar ek sien al heel week uit vir wat hierna kom. Ek hoor ouma gaan vir ons 'n broodpudding maak. Ja, Dani, dis die plan. Ons sal sien hoe dit gaan. Amazing. Ons ouma is 'n tipiese skop, skiet en donder tannie. As ons saam met haar op die stoep sit, het sy gedurig haar revolver op haar skoot. En jy kan dit ook proe na kos. Dit is 'n kos wat definitief geen verskoning maak nie. Ons begin deur die brood te sny. Kan ek dit vir ouma doen? Ja, dit moet presies ewe groot, nie kortjies nie. En dan moet dit 2 cm presies wees. So jy kan so lank dit doen as jy wil. Maar in hierdie brood, die broodpudding, kom daar room, melk, vanilla,
eiers, baie eiers, botter om dit mee te smeer en dan ook appelkoeskonfyt en sultanas. Niemand kan 'n brood bak soos ouma nie. Ons het altyd ons het genoem ouma brood. Maar as ons Pretoria toe gaan, dan vra ons ouma asseblief pak nog 'n brood. Ons sê sy kan nie, sy werk te hard. En dan bak ouma net soos een of twee keer 'n week die beste brood ooit. En toe julle hier in die Parel kom, toe sê julle vir my 'n snaakse ding het gebeur en al die kafees verkoop hulle ouma brood. Ja. Dog julle, dis my resep, maar ek dink nie hoegenaamd dit was nie. Wat is die eerste stap na die brood gesny Ons word? moet nou dit aan die een kant botter smeer en dan mooi bak. Want dit is nie 'n groot bak nie, dit lyk so. Kom Die res van dit gaan ons eet. Kan ek sommer net so hoe dik wil hom met is? Daai. net so. Okay. Dis my altyd baie crazy dat as mens by my ouma kuier, dis iemand wat met 3 seuns groot gemaak het. Die hele tyd kon sulke goed maak, bak en brode bak en broodpudding maak En nog steeds 'n doktoraal kon klaarmaak. tee maak, voltyds werk en 'n doktersgraad het. So in sielkunde. So hierdie is nogal 'n superwoman. Maar hierdie het nou niks te doen met sielkunde nie. Hoor, hierdie is nou net 'n gewone pudding. Ek weet ouma, ek dink hierdie is baie hierdie is vir my sielkunde, jy weet kos maak is my happy place amper waar ek gaan. Ek dink kos maak is so spesiaal want dit kan iemand troos as hy nie lekker voel nie en as iemand baie bly is oor iets, dan kan 'n mens dit vir jou die hele ding vier. Ja. So jy is heeltemal reg, Moska. En dan moet ons nou kyk vir jy moet my help kyk vir gaatjies, dan sny ons 'n klein stukkie tussenin. Ek gaan sommer hierheen sommer Ja. 'n paar sny en kan sit. Ja, laat ons sommer net so hier en daar nie te veel nie, maar hy moet nie te dig wees nie. Okay. Ons kan nou die tweede laagie pak. Ons maar pak. Ja. Die vla wat nou tussenin moet gaan, moet ons tussenin kook. Nou kan jy dit vir my daar ingooi? Twee botteltjies room en 1 bottel melk. Ja. Ja, ek het dit daai verdubbel want die rede hoekom ons die vla meer maak, dis baie lekker as mens agterna dit eet om ekstra vla by te gooi. En as daar nog oorbly, dit bly 2 of 3 dae heerlik in die yskas. So ek maak altyd meer van die vla. Dan kan ons hierdie oorsit. Ek het nogal 'n talent vir goed en gaatjies en drukkies so. Moskou, ek wonder of jy hierdie vir ons so lank hierdie kan klits. Sy's heel eiers. Ja. Want ons maak nou die vla bietjie ekstra. En dan kan jy hom vir ons hier klits. Wat nou gaan gebeur is ons gaan die warm by die eiermengsel gooi, maar as ons nie vinnig roer nie, gaan hy die eiers amper Dan kan ons roereier. Dan kan jy roer, ja. En steady. Wat lekker is, maar jy wil nie roereier in jou broodpudding hê nie. Dan moet ons voor begin. 2 teelepels vanille. Ja, dit moet ook inkom. Nou maar die lekker amazing. En 2 knippies sout. Hoekom sou jy vla uit 'n melkkan drink as jy hierdie tipe vla kan hê by die huis? Dis amazing. Kan jy maar vir ons verduidelik hoekom gaan ons dit nou deur 'n sif gooi? Omdat daar af en toe 'n stukkie vla is wat 'n klomp maak. Baie min, maar ons maak seker dat daar altyd seker maak net vir ja, net seker maak dat daar nie klonte is nie. So ouma moet maar vir my guide hier so waar. Ja, nee, jy kan maar gooi so heen en weer. Hy lig op. En dan moet 'n mens hom terugtrek. Dis direk te stadig. Want dit moet nou binne in die pan met kookwater. Dit kan nie net so nie. Ek dink daai swart pan is daarso. Hy's daar so ja. So wat ek weet my pa altyd gedoen het met die oorblywende vla. Ja. Gooi 'n bietjie brandewyn of vodka of een van 'n alkohol of 'n spirit by. Dan kan jy drink soos eggnog. Ja, mens kan baie maklik dit so doen. En Kom ons doen dit. Ons doen hierdie. Ja, jy kan wanneer jy ook al wil daai gebruik. Ek het 'n bietjie vla gemaak wat oor is so. Maar daar is baie vla oor. Dit is baie lekker. Sjoe. So net nou laaste bietjie nog oor die broodpudding. Hy moet baie Daar sy en daai kant. ek mors nou sorry Maar ons sal dit afvee, dis nie 'n probleem nie. Ja. Ja, dis nou reg. Hoekom doen ons die kookwater ding, maar? Hy moet nie so vinnig bak nie. Dit laat hom stadiger kook. En dat die vla nog steeds intrek, dat dit nie net skielike hitte is wat al stol nie. So die broodpudding is nou in die bain-marie en hy gaan nou in die oond gaan. Halfpad vol kookwater en dan gaan hy in die oond vir 25 minute sê hom. Ja, ek sal na 20 minute kyk. Okay. Want
Hy moet die vla moet nog baie sag wees. Dis baie belangrik. Terwyl ons hier staan, gaan ek iets op my bucketlist afteken. Ek gaan saam met my ouma en my broer gaan ek drink. So ja, ek gaan vir ons 'n lekker eggnog maak. As minute ons kans kry om so 3 saam te staan en drink. So kyk, so al ek gaan doen is vat die vla. Nou hierdie is definitief nie 'n tradisionele eggnog in Amerika resep nie. Hierdie is sommer ons Kaapse resep. Ja. Gooi gin in. So dis letterlik net vla en gin. En gin, net so. Ek so 'n bietjie vanilla bygooi. En dan drink jy hom. Klein bietjie vanilla. En dan die heel belangrikste is 'n klein bietjie zest. En ons gaan hom hierso insit. So 'n wonderlike mengeldrankie ek dink. Ja, 'n warm mengeldrankie. Ja, waarmee wil jy? Hoe sterk het jy hom gemaak dan nie? Ek het hom net sterk gemaak. Okay. Cool. So nou gaan ons besoop raak hierso. Ouma, ek wou nog altyd saam met ouma dronk geword het. Ja. Ons nou 'n goeie Eerste tyd. keer. Vandag is die dag. Cheers, ouma. Ja. Ja, dit is lekker saam met julle en ons wag nou maar net dat daai ding bak. Lekker pudding bak. Nice. Hier is lekker. Sien uit. Cheers. So ek onthou van kleins af het ouma en oupa altyd vir ons hierdie klein miniature kookbotteltjies gehad. Toe ons aangekom het in Pretoria. En hulle altyd vars brood gebak en lam gemaak vir omtrent 3 dae lank. Jy weet as ons aankom, net die beste kos, beste tye. Ja. So nou gaan ek net die wit van die eiers reg kry dat ons die meringue kan maak. So ouma, wat gaan alles in ouma se meringue in? 6 wit van die eiers wat ons daarin taamlik styf klus en stadig aan 4 eetlepels suiker insit. Eerste keer wat ons nou die eiergeel weggooi en die eierwit hou. Okay. Ja. Wat gaan ouma nou doen? Ek gooi die wit van die eier hier in. Okay. En dan gaan ons hom klits. Dan kan ons dit sommer hier ingooi. Ek sien. En as jy nou nie so deftige masjien het nie, maar wat doen mens dan? Dan met jou hand klits jy. Hy het afgekoel die pudding en nou gaan ons die appelkoeskonfyt opsit. Dani, as jy wil kan jy help hier met 'n lepel. Ek maak so, Dit ouma. sal so lekker wees as jy skep en ek smeer plat. Ons met 'n lepel. Daar sê, nou kan jy vir ons skep en dan kan ons hierdie kant smeer. Dankie Moskan. Is dit fyn? Ja. Sien al lekker. Sodra die in die oond is en die puntjies word bruin, dan weet ons hy's reg. Good. Ek gaan lekker vinnig gaan want hy's warm. Ek dink 'n paar minute, ons sal gee hom so 3 minute dan kyk ons. Okay. Nou as hy klaar gebak is, dan gaan ons op die stoep sit en Dani, dan gaan jy vir ons 'n liedjie sing. Ek sal dit doen. Dis al wat ek kan bydra tot hierdie amazing pudding. So Al wat ek kan bydra is om dit te eet. Jy het baie meer as dit al klaar bygedra, maar dan gaan ons dit baie geniet op die stoep. Baie dankie vir al julle hulp. Baie Ouma soek ouma nog gin. Dit lyk mooi. Roomys. lekker. En brood. Wie het geproef van die broodpudding? Ja, maar dis 'n ongelooflike pudding. Ek hoop hy's reg. Moskou sal jy skep. Dit lyk amazing. Yes, kom ons Ja, doen dit. jy skep vir ons. Ouma, dat was so lekker geweest en ja, dankie dat jullie is. Dis reg special en ek wil vir julle 'n song speel wat ek geskryf het vir Melissa die aand na ons eerste date en dis gisterand 3 jaar terug. Ek wil met jou praat, ek weet nie waaroor nie. Die wêreld spin soos 'n kind wat dans met appa. Ek het gedink dat ons teen die tyd al ons rus sou vind, maar dit waai verby, dit draai deur my, en jou gees is my gees, en jou wond is my wond, en jou las is my las. Ek probeer om in goeie goed te glo, wat kry ek sê,
is iets heilig in ons woord. Jy glo dit nie, maar ek hou van jou ook so. Ek probeer om in goeie goed te glo. En wil jou dop hou, die wyn maak jou ore rooi. Die dag als uit, jy het jou laaste haar soos 'n klip gegooi. Waar het sink sal ons soos kinders in die stroom gaan soek en weer lag, maar waar lag? Want jou gees is my gees en jou wond is my wond en jou las is my las. Ek probeer om in goeie goed te glo. Al kry ek sê, dis iets heilig in ons woord. Jy glo dit nie, maar ek hou van jou ook so. Ek probeer om in goeie goed te glo. Amazing. Ek sien ons nog baie om oor te eet. So ja, let's finish up.